Goeiedag, en vandag is ons by deel 3 van 'n liggaam, siel en gees. En vandag kyk ons na 'n probleem. Ons het in deel 2 afgesluit en gesê, die probleem is nie so seer die sondes wat ek en jy gepleeg het nie. Nou wat anders kan die probleem wees, het ons gevra. En vandag kyk ons na die probleem soos Paulus het in die woord van God vir ons sê. Ons hoor daar in Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Nou, die probleem is die toestand van rebellie en vyhandigheid teenoor God, wat ons van Adam geërf het volgens Romeine 8 vers 7. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, dit is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. So kras as wat dit mag klink, ons het 'n Satan natuur van Adam geërf. Toe hy die verbode vrug geëet het, hoor ons daar in Johannes 8:44 as Jesus sê, julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. En lees ook maar 1 Johannes 3 vers 8. My Bybel leer my, wie Jesus Christus nie glo en aanneem nie, het nog steeds Adam, die Satan se gees in hom en daarom aanhou sonde doen. En wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. As die geheim van die Here aan ons geopenbaar word oor wedergebore mense, dan sal ons verstaan hoekom ons nie kan sondig en aanhou sondig voor God nie. Maar dis iets wat die mense miskyk. Hy verstaan dit nie, omdat hy dit nie wil verstaan nie, of omdat God dit nie aan hom openbaar, omdat hy daarom vra nie. Maar die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot nul te maak, deur die kruisboom, die kruisboom. Dit is die kern van die probleem. Ons sondes is maar bloot 'n uitvloeisel daarvan, en daardie toestand is daarvoor verantwoordelik, dat ons geestelik doodgebore is. As daar iemand is wat dink, die siel is sommer net 'n storie of 'n gedagte, dan sal daardie mens met sy dood weet, my liggaam gaan tot stof, en God neem sy gees terug, en dan sal jou siel, jyself, voor die wit troon, voor Jesus die regter verskyn, om verantwoording te doen. En jou slim storieetjies gaan jou dan niks daar help nie. Nee, jy het 'n keuse. Jy neem Jesus aan, of jy verwerp Jesus in die kort lewe wat jy het. As ons weer kyk na die skets van die 3 komponente van die mens, dan is die kern van die mens se wese die gees, met Satan se natuur reeds in die mens se gees ingebore by geboorte. Maar daar is 'n oplossing. Nou wat is die oplossing? Wedergeboorte. Wat bedoel jy? Jy is weergebore. Luister, God die Vader hunker na liefdevolle, loyale kinders in sy huis, in sy teenwoordigheid en by hom. God word nooit onkant gevang nie. God het al voor die grondlegging van die wêreld geweet wat sal gebeur en alreeds 'n antwoord op die mens se sonde gehad. Kyk na Efesiërs 1, vers 3 tot 4. Ons hoor daarso, geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge wat daar in die hemel in Christus is, soos hy, God die Vader, ons in hom, Christus, uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom, God die Vader, in liefde
te wees. Nou, hierdie wedergeboorte in Christus, gedeeltes gaan nie maar oor die uitverkiesing van een groep mense bo 'n ander groep nie, of een mens bo 'n ander mens nie. Nee, volledige Christus in my en ek in Christus volg eers na ons klaar wedergebore is. Dit gaan oor die feit dat God dit vooraf beskik het, dat die mens in Christus sal wees. Hy het dit beskik. En hierdie in Christus, 'n mens se kinders, sal in sy, God se huis woon. Hulle sal sonder gebrek, sonder enige tekortkominge en vir ewig en altyd volmaak in liefde wees en by God inwoon. As jy kyk na Efesiërs 1 vers 5, dan sê dit dat dit ook ingesluit was, luister mooi, en dat hy die Here dit vooraf beskik het, dat ons sy kinders sal wees. Ek hoor daar in Efesiërs 1 vers 5, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy, God se liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Dit was nie jou of my keuse gewees nie, dit was God se keuse gewees. Deur God se genadige beskikking het hy al geweet wat met ons sou gebeur. Al was Adam die enigste mens gewees in die tuin van Eden. God het geweet wat met my en met jou gaan gebeur. Die paradys met die 2 bome van goed en kwaad en die een van kennis. Toe het God al geweet van die kruisboom, die kruis van Jesus, wat later sou kom en wat alles daarmee gepaard gaan. En dit alles om ons, die mens, se ontwil. Lank gelede, waarskynlik na Lucifer se rebellie, né, maar voor die aarde gevorm is, toe het God al hierdie dinge al besluit. Hierdie vooraf bepaalde besluit van God staan vas. Dit maak nie saak wat op die aarde, of in die uitspansel, of in die hemel gebeur nie. Maar wat bedoel ons met die kruisboom, die kruis? Ons almal het in vandag se lewe presies dieselfde keuse as wat Adam gehad het. En dis die keuse van gehoorsame liefde vir God of teen God. Al verskil is dat die kruisboom, die kruis, Jesus se dood gekos het, om ons op die enigste manier moontlik in Christus te kan lewe, as skoon en heilige kinders van God. Ja, hier kom ons nou by die groot misterie, nee, die groot geheimenis in Christus. Hierdie uitdrukking of soortgelyke ekwivalente kom meer as 200 keer voor in die Nuwe Testament en meer as 140 keer verwys dit na die eenwording tussen Christus en die mens. Vir God die Vader en vir sy Seun is dit 'n uiters belangrike konsep. Weet jy wat was Jesus se laaste boodskap aan sy 11 disippels gedurende die nagmaal voordat hy gevange geneem is? Dit was juis oor hierdie misterie. Jesus het aan hulle gesê, hoor ek daar in Johannes 14:20, in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Maar die betekenis van die lewensbelangrike boodskap vir elke lewende siel het bo oor die koppe van die disippels gegaan, net soos dit oor die koppe van baie mense wat vandag lewe gaan. Ons mens wat vandag lewe is maar soos ganse wat water van sy rug afloop. Dit loop net af. Hulle voel die water, maar dit loop af. Ons hoor die woord van die Here, maar dit loop soos water van ons rugge af. Die kruisboom
is die lewende boom, wat vir hulle wat daardie boom se vrug eet, die ewige lewe gee. En dis hierdie eenwording met God wat aan Paulus geopenbaar is. Luister hierso. Sonder Jesus Christus kan wedergeboorte nie plaasvind nie. En die oomblik wat wedergeboorte plaasvind, kom woon Jesus in ons, onmiddellik op daardie oomblik wat dit plaasvind. Slegs na die Heilige Gees wedergeboorte in ons geopenbaar het, dan kan ons werklik sê ons verstaan dit. Nou, alle wedergebore Christene het Jesus in hulle, maar net soos die boodskap oor die koppe van die disippels gegaan het, gaan dit ook oor baie mense se koppe. Hulle hoor die boodskap, maar hulle verstaan dit nie werklik nie. Alles draai om die kruis. God se hele werking draai om die kruis. Haal die kruis uit die kerk uit, dan haal jy Jesus uit die kerk uit. En so 'n kerk sal nooit floreer nie. En dis die rede hoekom ek in dankbaarheid oor en voor Jesus en die kruis staan, as ek sê, ek roem in die kruis van Jesus Christus. Alhoewel Jesus verwys het na die geheimenis, wat om homself sou afspeel, moes hy eers gekruisig word en dan uit die dood opstaan, voordat die geheimenis openbaar gemaak kon word. Jesus Christus was die saad wat op die grond moes val en sterf, voordat hy, Jesus, vrug kon voortbring. Hoor ek daar in Johannes 12 vers 24 wat sê, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Ag, dankie Here Jesus vir die groot oes wat U self inbring. Die geheimenis is daarna eers aan Paulus geopenbaar en na hom aan alle gelowiges wat 'n honger ervaar het vir dieper insig. God moes iets van homself neem en in mense plaas, waardeur hulle blywend omskep sou word in 'n nuwe mensras met 'n goddelike natuur. Dit was die besluit van God, hoor ek daar in 2 Timoteus 1 vers 9. Dit was volgens God se eie voorneme, van ewigheid af sê die woord. In Grieks prokronos, dit is letterlik voordat die tyd begin het. Die volgende skrifte moet u self gaan lees om die omvang van Genesis 3 vers 22 te sien, te glo en te verstaan. Genesis 3 vers 22, veral 22b, is eintlik 'n maklike en 'n duidelike teks wat 'n hele aantal groot goddelike waarhede saamvat en hanteer. En dit kan dus nie net eenvoudig geïsoleerd gelees word nie. Daar is geen weerspreking nie. Lees dit saam met Genesis 1, veral verse 26 tot 31, wat handel oor die hele skepping, met belangrike waarhede, wat ook nou in Genesis 23 na vore kom, en verband hou met die skepping van die mens na die beeld van God, onder andere. 'n Deel van God se heiligheid en sovoorts, is die mens geskape, maar hy word nie God nie. En daardie skepping is baie goed, vers 31. Niks is foutief of toevallig gewees nie, ook die plante en die bome nie. Alles pas volmaak in God se besluit en sy plan van begin tot einde. Lees ook Genesis 2 vers 9, vers 16 en 17 saam met die boom van goed en kwaad. Eintlik 'n wye onderwerp, ja, maar pas in Genesis 3 vers 22 in. Naamlik gehoorsaamheid, onderdanigheid aan God, anders kom die dood. En jy sal sekerlik sterwe, het God vir Adam gesê, vers 17. Die loon van die sonde is die dood. En dan kom die volgende onderwerp ter sprake wat koppel daar aan Jesaja 6 vers 3 en Habakuk 1 vers 13. En ander gedeeltes wat die heiligheid en die reinheid van God se wese bybring en in plaas in Genesis 3 vers 22.
Dit koppel dan weer God se genade op genade daarby en sy onaanvaarbaarheid en God se haat van sonde. Dis nog 'n onderwerp wat by Genesis 3 vers 22 inpas. Seën, vrede en genade vir jou, geliefde kind van God, vanaf God en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees wat dit in ons harte vasanker. Amen.